In die wêreld van gesondheidsorg is daar 'n baie vreemde raaisel. Ons het letterlik dekades se kennis oor hoe om kroniese wonde te behandel, maar die gaping tussen wat ons weet en wat ons doen, wel, dis nog steeds verstommend groot. Vandag duik ons in presies hoekom dit so is, en nog belangriker, wat ons daaraan kan doen. Goed, kom ons begin sommer met 'n syfer wat jou aandag sal gryp. 5 miljard pond. Dis wat die behandeling van kroniese wonde die Britse Nasionale Gesondheidsdiens elke jaar kos. Om dit in perspektief te plaas, dis min of meer dieselfde as wat dit kos om vetsig te hanteer. Dis 'n absoluut enorme finansiële las op enige stelsel. En agter daardie 5 miljard pond, daar is 'n menslike krisis. Ons praat van tot 2 miljoen mense in die WK alleen wat hieraan ly. Maar moenie dink dis net 'n Britse probleem nie. Glad nie. Wêreldwyd is hierdie syfers aan die toeneem, aangevoer deur verouderende bevolkings en die stygings in toestande soos diabetes. So dis 'n groeiende, globale uitdaging. Die logiese vraag is dan mos, as die probleem so groot en duur is, wie is die spesialiste wat aan die voorpunt van hierdie stryd staan? Jy sou dink dit is seker 'n leer van hoogs gespesialiseerde wondkenners, reg, maar die werklikheid lyk heeltemal anders. Die mense wat hierdie pasiënte primêr versorg, is algemene praktisins, jou gemeenskapsverpleegkundiges, huisdokters en die personeel in bejaardesorg. Hulle hanteer 'n reuse verskeidenheid gevalle en is selde net toegewyde wondkenners. So, dit bring ons by 'n baie logiese gevolgtrekking, of so lyk dit ten minste. As algemene praktisyne aan die voorpunt is, dan moet die probleem sekere gebrek aan kennis wees. En die oplossing? Wel, dis mos voor die hand liggend, meer opleiding. Maar is dit regtig so eenvoudig? En kyk, die argument vir meer opleiding lyk aanvanklik baie sterk. Formele onderrig in wondsorg is dikwels maar beperk. Verpleegkundiges sê self hulle het meer gespesialiseerde opleiding nodig. En terselfdertyd sit huisdokters met finansiële druk en 'n enorme aanvraag wat party praktyke selfs dwing om wondsorgdienste heeltemal te staak. So ja, alles wys in een rigting. Dit moet 'n kennisgaping wees. Maar hier is waar ons die storie heeltemal omkeer. Die aanname, die mite, is dat die probleem 'n gebrek aan kennis is. Die werklikheid, soos die navorsing wys, is baie meer genuanceerd. Die ware probleem is die gaping tussen wat klinisi weet en wat hulle uiteindelik in die praktyk doen. So die probleem lê dieper as net hoe kompleks 'n wond is. Dit gaan eintlik oor die selfvertroue van die klinikus. Kom ons kyk 'n bietjie hoekom selfs professionele mense wat goed ingelig is, soms huiwer om op te tree. Hierdie aanhaling uit die bronmateriaal slaan die spyker regtig op die kop. Dit sê basies dat navorsing bewys dat kennis nie outomaties lei tot gedragsverandering nie. Met ander woorde, jy kan vir mense al die feite in die wêreld gee. Dis eenvoudig nie genoeg om te waarborg dat hulle anders sal optree nie. Hierdie verskynsel het 'n naam: kliniese inersie. Dis daai baie menslike neiging om maar net te hou by dit wat jy ken, by die roetine, selfs al weet jy iewers in jou agterkop, daar is dalk 'n beter manier. En dis 'n ongelooflik kragtige sielkundige versperring wat goeie praktyke kan verhinder. So, wat dryf hierdie inersie? Wel, in een woord, vrees. Die vrees om 'n fout te maak, die bekommernis oor jou professionele reputasie en natuurlik die gevoelens van skuld en angs wat daarmee saamgaan. Hierdie vrese versterk daai natuurlike neiging om net by die veilige, bekende opsie te hou. So, wat het ons nodig om deur hierdie muur van inersie te breek? Wel, die navorsing wys op 2 absoluut deurslaggewende dinge. Vir kennis om aksie te word, het 'n klinikus sekerheid nodig. Hulle moet weet wat om te doen en 'n gevoel van dringendheid dat dit nou gedoen moet word. En hier's die goeie nuus. Ons het bewys dat 'n ander benadering wel werk. In 'n Australiese studie het klein ingeboude aanmanings, kom ons noem dit stootskies, in mediese rekords 'n verstommende 27% verbetering in tydige wondsorgbesluite veroorsaak. Dis 'n reuse impak vir so 'n klein sistemiese verandering. Goed, so ons het nou die probleem uitmekaar gehaal. Nou kan ons die oplossing begin bou. Hoe skep ons 'n stelsel wat nie net kennis gee nie, maar wat eintlik selfvertroue kweek? Die antwoord lê in hierdie baie praktiese 4-punt bloudruk. Die strategie is eintlik briljant in sy eenvoud. Eerstens, vergeet van uitputtende lang opleidingssessies, fokus eerder op noodsaaklike aksiebare kennis. Tweedens, maak besluite makliker met hulpmiddels wat reg in die daaglikse werkvloei ingebou is. Derdens, skep duidelike verwysingsroetes wat die vrees uit die proses van eskalasie haal. En laastens, stel 'n duidelike teiken. Kry 'n spesialis se insette binne 7 dae.
Saam is hierdie stappe ontwerp om die regte keuse, die maklikste keuse te maak. En hier is 'n perfekte, konkrete voorbeeld van wat ons bedoel met noodsaaklike kennis. Dis nie 'n ingewikkelde handboek nie. Dis een eenvoudige, onthou-bare reël. As 'n wond nie binne 4 weke met 30 tot 40% verbeter nie, is dit 'n rooi vlag. Dis die soort inligting wat tot aksie lei. En kyk net na die potensiële impak hiervan. Tans is die gemiddelde diagnostiese vertraging 'n skokkende 57 dae. Dis amper 2 maande. Met hierdie nuwe benadering word die tyger minder as 7 dae. Dis 'n absoluut dramatiese verskil in 'n pasiënt se lewe. Die bloudruk is dus tydelik, maar die groot vraag is altyd, hoe maak ons dit 'n werklikheid op die grond? Die sleutel is om hierdie beste praktyke te omskep in 'n alledaagse ingeboude roetine. Dit moet deel van die stelsel word. So hoe doen ons dit? Wel, dit begin alles by die begin, met gestruktureerde inlywing, sodat nuwe personeel van dag 1 af reg begin. Dan versterk jy dit met digitale oplossings, soos outomatiese aanmanings in die stelsel. Jy ondersteun dit deur data op spanvlak te monitor. En die laaste, kritiese stukkie van die legkaart, 'n kultuur waar goeie praktyk raak gesien, erken en gevier word. En dit bring ons by die absolute kernboodskap van hierdie hele benadering. Die doel is nie om wondsorg meer kompleks te maak nie. Inteendeel, die doel is dat selfvertroue, nie kompleksiteit nie, chroniese wondsorg moet definieer. So, en dis regtig belangrik om te onthou. Hierdie gaan nie daaroor om meer druk op kliniese te plaas of hul werklading te verhoog nie. Glad nie. Dit gaan daaroor om 'n beter, 'n slimmer en 'n meer ondersteunende stelsel te ontwerp waar die regte besluite amper natuurlik en maklik geneem kan word. En dit laat ons met 'n laaste en nogal 'n groot vraag om oor na te dink. As 'n stelselgebaseerde benadering so ongelooflike impak op wondsorg dan hê, waar anders? Watter ander komplekse probleme in gesondheidsorg of selfs daarbuite wag vir ons om hulle op te los? Nie deur mense harder te laat werk nie, maar deur die stelsels waarin hulle werk slimmer te herontwerp. Dis nogal iets om oor te dink.